Here, dit is my hart, ons harte, om net te sing, hoe groot is ons God. Dankie Here dat U die aarde, die volheid daarvan in U hand hou. Dankie dat U ons as die kroon van U skepping, as U kinders in U hand hou. Dit is my gebed, Here, dat U vanmôre regtig reg oor die wêreld, hier in Jeffreys Bay, hier in hierdie saal, vir ons sal bederf met U teenwoordigheid, waar U woord vanmôre gepreek word in elke kerk, by elke byeenkoms, dat dit regtig mense se lewens sal aanraak, Here, mense se harte sal aanraak. Here, ons eer U. Ons is lief vir U, dankie dat U vir ons lief is. In Jesus se naam. Ons almal sê saam. Amen, amen. Jy kan gerus jou sitplek neem. Goeiemôre, baie welkom. Kodien en haar spruite kan gaan doen wat hulle doen. Asseblief. Dankie. Ons sien julle nou. Vir die van julle wat ingeskakel is vanmôre, dalk vir die eerste keer, dalk per ongeluk op Facebook gesit en blaai en toe kom jy nou by ons af. Welkom. Asseblief bly aanlyn. Ons is besig om te praat oor voertuie in die Bybel en vanmôre spesifiek praat ons oor kamele. Kamele, God het kamele gemaak. Dis quite amazing. Het jy al 'n kameel gesien? Hier's kamele in Jeffreys Bay. Het julle dit geweet? Ja. As jy met die hoofstraat uitry, te Gama, by Pili verby, net daar by die rivier, Kabeljous, daai ene, is daar aan die regterkant. Is so 'n hokkie kampie ding. Daar's perde en alles en wat. Daar's kamele. Regtige kamele, gaan soek hulle, gaan kyk hulle. Julle gaan hulle kry daar. Kom ons kyk gou-gou wat sê die woord oor die uniekheid van die skepping. Hoe het God dit bedoel? In Genesis 1 vers 25 tot 28 in die 83 vertaling lees ons: God het die wilde diere op die aarde gemaak. Dis nie jou wilde neef in die Kalahari nie. Hierdie is wilde diere. OK. Die wilde mense het self wild geword. Ken daai storieetjie? Ek mag nie grappies vertel nie, maar hier's 'n grappie. Die ou wat in die restaurant vir die ou vra, het julle wilde eend? Toe sê nee, ons het net maak eende, maar ons kan een vir jou wild klap. OK. God het die wilde diere op die aarde gemaak. Elkeen na sy aard. Ook die makdiere, elkeen na sy aard. En ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien dit is goed. Amazing, julle. God maak diere. Wilde diere, makdiere en elke keer sê hy na sy aard. Die van julle wat al hoegenaamd bietjie boerderyagtig was in julle lewe, julle sal weet dat genetiese manipulering reg deur die wêreld gebeur, absoluut. Mense kruis honderasse om anderster te lyk, met 'n plat neus met 'n wat. Hulle het nou 'n stop daarop gesit om daai Engelse boele en die terriers met die platneuse. Jy mag hulle nie verder inteel nie, want dit hou vir hulle gesondheidsnadele in. 'n Hond is nie gebou om sonder 'n neus te wees nie. Dit kan nie so wees nie. So, maar die mens manipuleer tog maar die goed, die beesrasse. As jy kyk, hierdie 1 plus daai 1 word dit, en dan sit 'n F1 en 'n F2 en wat, en dis nie Formule 1 racing nie. Dit is klassifisering van waggy en wat. Maar God het die diere gemaak, elkeen na sy soort. Jy geweet as jy 'n donkie en 'n perd kruis, dan maak hy 'n muil. En 'n muil kan nie voortplant nie. Is dit nie amazing nie dat God bepaal? Jy kan try, jy kan maak, maar ek is God. Ek sê wat hoort op die aarde en wat nie. So, kom ons kyk vanmôre na die kamele. Ons ken die storie van Jesus se geboorte
En hier kom wyse manne aangery met kamele. Hoekom kamele is my vraag gewees. Hoekom het hulle nie geloop nie? Hoekom het hulle nie 'n Uber gevang nie? Hoekom wat ook al, wat? Kamele. Nou ek gaan nou vir julle baie vinnige baie inligting gee oor kamele. Jy kan dit gaan kry op Google. Jy is baie welkom. Wikipedia gaan vir jou al hierdie goed sê, maar kom ons kyk na die uniekheid van 'n kameel. Hulle weeg min of meer 450 tot 650 kg. So 'n kameel is nie almal presies size nie. Hulle is nie almal een mold nie, hulle is gemaak na hulle aard deur God. Maar hulle kan groter en kleiner wees. Nou julle kom nou agter in die laaste 2 gesprekke, ek bring dit terug na ek en jy as God se kroon van sy skepping, ons lyk ook anders. Ek en my vrou is 'n 10, jippie. Sy is 'n 1, ek is 'n 0. Dit werk. Dis oulik. Jy mag bietjie groter wees, jy mag bietjie kleiner wees. Hulle koppe is klein in verhouding tot die liggaam. Jy geweet jou kop weeg 1/3 van jou liggaam se gewig. Ek het 'n 40 kg kop, okay. God het hulle koppe klein gemaak. Ons gaan nou daaroor praat. Hoekom? Why? Wat? En ons gaan nie God probeer verduidelik vanmôre nie, maar net die wetenskaplike praktiese God se God is good. Ons kan hom nie laat goed lyk nie. Hy lyk beter sonder my, maar as 'n ou hierdie fyn detail in die natuur gaan kyk, dan besef jy dis nie per toeval nie. As jy glo in die Big Bang, wel dan ek ook. Want as God praat, is dit 'n Big Bang, wel daar kom kamele uit. God skep met 'n woord. Laat daar wees. Kom ons maak kamele. Hulle nekke en hulle bene is lank. Hoekom? God het geweet hulle gaan in die woestyn loop. God het geweet, het jy al gesien as jy op die strand lê onder 'n sambreel, dan kom jy vanaand by die huis dan jy sulke sproete gebrand in jou neusgate. Hoekom? Die son reflekteer terug van die sand af. Daai sand brand vir julle jy skeef kyk. God het geweet, hierdie goed is die skepe van die woestyn. Hulle moet bietjie wegkom, net so. Dis nie per ongeluk nie, dis nie God het hulle so gemaak. Hulle bo-lip is merkbaar gesplete. Julle hier kom 'n ding. As hy nou so loop, nê, en daai sand begin waai, dan kan hy nou besluit. Hy maak so heeltemal toe, so oor mekaar so, of hy kan die en so optel, dan sandblaas die sand daai ene borsel in sy tande en dan gaan hy weer die kant toe. Maar God maak dit dat hy nie net sy mond kan toemaak nie. Hy maak hom dat hy sy mond kan heeltemal toemaak. Dink daaroor. Dink oor wat wil ek net nou sê van ek en jy se mond. Party van ons sal dalk beter werk met so lip, wat so kan, ja. Ons gaan nou daarby kom. Hulle het kleiner rooi bloedselle as ander soogdiere met 'n eienaardige elliptiese vorm. As dit baie warm word in die woestyn, kan 'n kameel sy bloedsamestelling verander sodat hy afkoel. Wow. Jy kyk hom sommer so. Hallo oom kameel. Uniek, julle uniek. As daai ander kamele, ons gaan nou sê daar's 2 soorte, nee, een het 'n single cap, ander het 'n double cap. Daai double cap hy's gebou om in die winter in die sneeu te loop. Hy kan sy bloed verander, sy bloedvloei aanpas, vinniger, stadiger, laat hy kan koud kry of warm kry. Ons dink climate control in ons Duitse vuurwaans. Man, God het daai goed gebou, lankal, daai tyd. Niks van niks is nuut op die aarde nie. Hulle het nie horings nie. Want hulle het nie natuurlike vyande nie. Hulle hoef nie hulle self te verdedig nie. Hulle loop nie. Daar's mos nou nie leeu's in die woestyn nie. Daar's mos nou nie wat gaan hulle vang. Hulle het pels en hulle het nie hare nie, dit beheer hulle temperatuur.
warm en koud. Ek en jy wat hare het, ons moet klere aantrek. Hulle het 'n pels. Dit hou vir hom warm en dit hou vir hom koud. Amazing. Kamele het nie hoewe nie. Hulle het spykers op elkeen van hulle litte. Nou spykers is nog maar net 'n vergelyking, is nie regtig spykers nie, kom aan. Maar as jy 'n kameel se voete gaan kyk, het hy spykeragtige soos 'n truksveiblaar, daai goed, maar groot goede, dat hy die sand se oppervlak kan breek, dat die sand nie sy voete brand nie. Julle, kom ons gaan koop vir ons 'n kameel, dan kyk ons hoe lyk hy. Dan jol ons 'n bietjie met hom. Kan jy dink, wat se detail het God aan gedink toe hy die diere gemaak het, elkeen na sy aard? Hulle beweeg op 'n unieke manier. 'n Kameel loop nie so nie. Hy loop so. Links regs, so. Dis die ongemaklikste ding om op te ry. Hy het nie 'n natuurlike, hy loop so nie, hy loop so. Probeer dit bietjie as ons net nie uitloop, nê. Dan probeer jy so verkeerd loop. Want as jy hardloop, dan werk jou arms en jou bene mos 'n kameel werk sometime saam, regs, links. Dis net ja. Ons het gesê van 1 hobbel en 2 hobbel. 'n Dromedaris is 1 hobbel. Hulle is gebou vir die warmte. 'n Baktriese kameel, hulle kom uit die Balkanlande uit, of jy kry hulle daar, het 2 hobbels. Hulle is gebou vir uiterste koue. Hoeveel of hoe lank kan 'n kameel gaan sonder om water te drink? Nou obviously hang dit af van hoe aktief hy is en hoe ver loop hy en al daai tipe dinge, hoe warm is, hoe koud. Maar 'n kameel kan min of meer 140 liter water drink in 15 minute. Dis quite a bit. Jy dink jou 4x4 met sy double tanks en wat. 140 liter. Baie water. Dis baie water. Maar dan in die winter kan hy tot 50 dae sonder water gaan. Amazing. Hy kan in die somer tussen 5 en 10 dae sonder water gaan. Ja, maar Koos, hy berm ons met daai water op sy knop, nee. Hy berm nie daai water op sy knop nie, daai water lê in sy maag. Daai knobbel van hom is vet. En dis waar hy sy energie vandaan kry. En dit is amazing as jy dit nou gaan lees, gaan kyk 'n video en wat. 'n Kameel wat ver geloop het, 'n kameel wat hard gewerk het, sy knobbel gaan lê. Regtig, hy's gedehidreer uit vet uit, hy gaan lê. Sy wiel word pap hier. Daai Arabiere het hom nou opgebruik. So as jy ooit 'n kameel gaan koop, moenie na sy tyres kyk nie, hy het spykers. Kyk na sy knop. Dis waar dit wys het hy hard gewerk of het hy mooi geloop in sy lewe. 'n Laaste ding, 'n kameel sweet nie. Dit is vir my bevestiging dat ek nie kamele in my voorgeslag het nie, want ek sweet soos 'n kameel kan droom. Koos, hoekom wil ons hierdie goed weet? Ek gaan jou nou sê. As God, ons kon nou vanmôre 'n vlieg ook gebruik het, of wat, maar God gebruik kamele, en ons praat voertuie, dis waarmee hy sy boodskap bring. Hy bring die wyse manne na die geboorte van Jesus toe. Hy bring goud, wierook en mirre. Hoekom? Goud as 'n edelgesteente, wierook as 'n heilige offer, as 'n geur wat die woord sê hoe mooi of hoe aangenaam die geur van hom wat die evangelie bring. Mirre word gebruik om jou liggaam te salf by geboorte en wanneer jy doodgaan, dat hulle jou salf. So God gebruik 'n kameel om te bevestig, hierdie is die koning van die konings wat nou hier gebore is. As God soveel detail aan 'n kameel kan spandeer, dink wat kan hy doen met ek en jy? En dis waaroor ek wil praat vanmôre, ek en jy. Die karakter van die mens. Genesis 1:26.
Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die vis in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger. As beeld van God het hy geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Kom ons, wie's ons? Vader, Seun, Heilige Gees. In die begin was dit woes en leeg, maar die Gees van God het gehover. En toe hy die mens maak, toe bevestig dit, toe Jesus kom, dis hoe hy gelyk het. Dis hoe hy lyk. Ek en jy na die beeld van God. Jou beeld, jou verteenwoordiger, is die beeld wat mense sien van God. Ons sê dit hoeveel keer vir mekaar hierso. Ek en jy is baie keer die enigste Bybel, die enigste voorbeeld van God wat mense ooit sien. Mense kom nie in die kerk nie, julle. Mense het nie Bybels nie, mense het nie 'n Godbeeld nie, mense verstaan nie. Ek en jy, die Gees van God wat vir jou bepaalde karaktereienskappe gee. Ek en jy het Jesus moet vel aan wat vir ons verskillende of wat unieke bedieningsmodel wys en God die Vader wat in sy wysheid vir jou sê, jy is my verteenwoordiger. Ek en jy is 'n spieelbeeld van Christus. Hoe het God ons gemaak? Hoe het God ons gemaak om sy verteenwoordiger, sy spieelbeeld te wees? Hy het vir ons 'n hart gegee. 'n Hart. Ons praat nou hierdie naweek van Valentine's Day en liefde. Is liefde 'n gevoel? Is liefde 'n emosie? Is liefde 'n misverstand tussen twee jong mense wat nog nie verstaan wat aangaan nie? Hoe lyk liefde? Liefde is eenvoudig, jy het die hart van God. Ons kom by mekaar verby en ons sê, yes, hoe's jou hart vandag? En sê, alright, is hy swart of is hy, hoe lyk jou hart? Moenie dit vra vir 'n ou wat 'n hartoortplanting nou net gehad het nie. Hy moet nog sy hart leer ken. Hoe's jou hart? Ek weet nie ander ou se. Hoe's jou hart? Hebreërs 3 vers 15. Vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie. Moenie jou hart verhard nie. Jesus sê, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. As jy oopmaak, gaan ek inkom. Waar bly liewe Jesus? Binne in jou hart. Nie in jou kop nie. Nie in jou kop nie. Jy sien 'n kameel het 'n klein koppie. 'n Mens in vergelyking met sy lyf het 'n klein koppie. Want dit gaan nie oor jou kop nie. Dit gaan nie oor jou intellek nie. Dit gaan nie oor wat jy weet van God en hoe dit werk en kan jy 300 versies aanhaal en dis amazing. Prys die Here, maar in jou hart. In jou hart. In jou hart. Daar's 'n baie luukse eenvoudige liedjie in Tswana wat die kindertjies loop en sing. Dan sê hulle Iyatsuluga, Iyatsuluga. Pilo yamikletsi Iyatsuluga. Wat beteken dit? It's running over, it's running over. My heart is full, it's running over. Waarvan is jou hart vol? Ons sê in Afrikaans vir mekaar wat jou hart van vol is, jou mond van oorloop. God het vir jou hart gegee. Hoe lyk jou hart vanmôre? Jy daar aanlyn, daar waar jy sit. Is jy kwaad? Is jy seer? Jy teleurgesteld? Dit is amazing. Ons kry hoeveel keer mense wat vir ons sê, maar ek gaan nie kerk toe nie, want die kerk het my seer gemaak. Sê ek, ja, dis kwaai. Werk jy? Ja, nee, ek werk. Hoeveel keer jou baas jou al kwaad gemaak en jou seer gemaak? Nee, baie, elke dag. Maar jy gaan terug werk toe. Mense maak jou kwaad by die kerk, dan is dit nou 'n goed genoeg rede om weg te bly. Moenie jou hart verhard nie. Moenie dit doen nie. Daar sê Paulus skryf hier die gemeente,
Hy sê in Hebreërs, moenie jou hart verhard nie. Julle, ons het voete. Ons het nie spykers aan ons voete nie. Maar ons het baie keer stadige voete. Ons is baie keer soos 'n skilpad. Ons is bietjie stadig as dit kom by die uitdra van die evangelie. Ons is vinnig. Onthou julle toe ons klein was, jou sussie of jou boetie het iets gedoen, dan ek gaan vir pa sê, en dan wat sê hulle? Hardloop voor die pad vol dubbeltjies raak. Julle het vir mekaar gesê, ja, dit was 'n Vrystaat ding daai. Jy moet move, wel die pad is vol dubbeltjies. Maar ek en jy, met die uitdra van Christus se liefde, met die uitdra van die boodskap, ons voete is maar starrig. Ons het nie spykers aan ons voete nie, ons het nie spikes nie. Hoor wat sê Efesiërs, die bereidheid om die evangelie van die vrede te verkondig as skoene aan die voete. Dit gaan oor die wapenrusting. Hoe lyk jou skoene? Het jy vinnige skoene? Jy stadige skoene? As die sand warm raak, dan sê nee, ons gaan maar weer môre kom. Dan reën dit, die sand koel af en sê nee, nou is dit vol modder. Sal maar weer môre kom. Ons moet elke dag met ons gumboots aantrek, of spikes, of rugby skoene, of watse skoene. Ons raak stadig in die voete. God het vir jou voete gegee om te kan stap. God het vir jou voete gegee om te kan stap. Hande. Ek en jy het hande. Het julle hande? Maak 'n bietjie so. Wys, dat sê. Jy al hierdie goed so gekyk, dan dink jy hoe uniek is dit. Jy geweet, meneer die ingenieur, dat daar is seningkies en spiertjies en goetertjies in 'n vinger wat geen ingenieur nog ooit kon namaak nie. Daar is nie 'n masjien op aarde gebou wat kan doen wat jou vinger doen, wat die krag het wat jou vinger het, wat die beweeglikheid het van jou hand. Dis nog nie vervolmaak nie. O, maar hierdie meneer Suzuki Yamaha het een gemaak. Hy het een gemaak, maar dis net 'n namaaksel. Hy het nog nie een gemaak soos hierdie nie. Ja, maar Koos, jy verstaan nie die mense met wie ek werk nie. Ja, is reg. Gaan kyk in hoeveel vingers kan julle dit doen. Onthou julle daai liedjie, daai ding wat ons so gemaak het, dan wat kan jy alles met jou hande doen? Wat God vir jou gegee het om te sê, maar jy's uniek man. Be creative. Come on, let's go. Jou hande, Lukas 24. Toe Jesus met die apostels moet saam met hom gaan. Hy het hulle geneem tot by die stad Betanië. Jesus het sy hande uitgesteek en hy het hulle geseën. Waarvoor het ek en jy hande? Om mense te seën. Hoe doen 'n mens dit? Jy sit jou hand op iemand se skouer en jy hoef nie 'n woord te praat nie. Jy sê net ek sien jou. Dis oukei. Dis oukei. Om iemand in jou arms te vang en te sê staan net stil. It's all right. Stop net, staan net stil. Maar ons sit ons hande in ons sakke. Ons sit ons hande in ons sakke. Jy pa jou al gesê. Onthou jy toe jy klein was, haal uit jou hande uit jou sak uit. Wat hou vas jy? Maak so, ja. Wat maak jy? Ons sit ons hande in ons sakke. Hoekom? Ons is bang om aan mense te raak. Hoekom? Want as jy jou hand oopmaak, gaan hy iets vat. Maar jy geweet, as ek en jy ons hande oopmaak, kan ons ontvang ook. Dit was so mooi geweest, donderdag daar by die gebeddag vir reën. Daai jong predikant, wat hy sê, as jy bid, dan staan jy so. Hierdie hand ontvang, hierdie hand gee weg. Hoe werk jou hande? So. Ek sal jou met 'n 5voudige bediening behandel, papa. God het jou hande gegee om mense te seën. Jou oë. Jy geweet 'n kameel, ons het dit nou nie genoem daar nie, maar hy 3 stelle oogwimpers. Kyk, hierdie modehuise van vandag sou dit nou gelaf het. Hulle hang mos sulke gordyntjies so. Hulle plak hulle aan en dan as hy bietjie hard nies, dan sit hy so hier op 'n wang. Kamele 3 van daai modelle. Why? Dis daai selfde ding van jou mond is om die sand uit jou oë uit te kry terwyl die sand waai 300 myle/uur
kan jy besluit, een oog toe, laat ons gaan. Jy hoef nie te stop nie. 'n Sandstorm behoort jou nie te stop in hierdie lewe nie. Maak 2 oogies, maak hulle toe. En as dit regtig wild gaan, dan maak jy al 3 jou venstertjies toe, maar jy hou aan stap. Ek en jy se oë, Lukas 11 vers 34, jou oog wys hoe jy is. As jou oog reg kyk en jy sien wanneer mense swaar kry en jy help hulle, dan is jy vol lig. Maar as jou oog verkeerd kyk en jy sien wanneer mense swaar kry, maar jy help hulle nie, dan sal nie lig in jou nie. Daarom moet jy seker maak dat daar altyd lig in jou is en nie donker nie. As jou lewe vol lig is, dan sal jy vol lig wees, soos wanneer 'n lamp se lig op jou skyn. Ek het nou die dag dit weer gesê, ons het 'n koppel getrou. As jy ooit die voorreg het om 'n troue by te woon, vat 'n minuut of 2 om naby die bruid te kom. Maar moenie storieetjies praat en dit ook, jy kan praat, natuurlik jy praat, maar stop net vir 'n oomblik en kyk in haar oë. Die bruidegom ook, maar gewoonlik die bruid. Kyk in haar oë, wat sien jy? Wat sien jy? Jy sien liefde, jy sien hoop, jy sien 'n excitement, jy sien 'n verwagting, jy sien 'n toekomsvisie, jy sien hierdie hele vrou, hoe sy haarself projekteer met alles wat binne in haar hart aangaan. Kom uit haar oë uit. Dis beautiful, dis so mooi. Ek en jy se oë. Weer toe ons klein was, loop jy daar op die speelgrond. Wat kyk jy? Kyk of jy reg is vir die zoo. Regtig? Ons het al daaroor gepraat. Wat kyk jy? Hoe kyk jy? Die verlore seun se pa toe hy daar in die pad sit en hy kyk en hier kom sy seun, hoe kyk hy? Met 'n verwagting, met 'n afwagting, met 'n opgewondenheid. Hoe lyk jou oë vanmôre? God het vir jou oë gegee nie om krities te wees nie om die foute raak te sien nie om te hier kom 'n wolkie so groot so man se hand. Nou hier kom storms. Nee, hier kom 'n wolkie so groot so man se hand. Dankie Here vir u seën. Dankie vir 'n belofte van reën. Johan het nou die dag gesê hy bid vir 100 mm reën. Vir Februarie staan ons op 87. Prys die Here. Ons kyk uit vir nog 13. Hoe kyk jy? Jy het gesien toe die gras begin doodgaan, toe alles so begin, tot die vetplante begin so vrummelrig raak. Dit het gereën die eerste aand. Die tweede oggend, toe lyk die grasperk soos 'n baard. Poer, sulke groenetjies. Nou oorweeg ek dit om my tuindienste te sê om elke week te kom gras sny, want nou is die gras al so lank. Hoe kyk jy? Hoe kyk jy? Jou mond. Hierin is vir my Psalm 141 sit te wag voor my mond, Here. Hou tog wag oor wat ek sê. God het 'n kameel gemaak met 'n lip wat kan zip. So. Heeltemal toe. Nie net so nie, so. Het ek en jy nie baie keer 'n kameellip nodig nie? Ons maak net geraas. Prata, prata, wata, wata. Dis lekker. Ek is daar. Ons het baie goeie vriende, man en vrou, wat daarvan hou om intellektuele woordspeletjies te speel. Hulle sal jou aanjaag, of jou trigger. Sommige net, wat kos jou R5 komkommer vandag? En dan sit nou 'n lekker speletjie rondom die braaivleisvuur, en dan praat jy net 'n klomp nonsens. Maar dit is amazing om so te kan nonsens praat en te kan bybly by die gesprek, want dit gaan so. Nee, my R5 komkommer werk nou nie, want ek het hom gister in my kar se tank ingegooi. Waarop ry jou kar deesdae? Het julle al sulke speletjies gespeel? Dis net stupid mense, ek weet. Maar ek love it. Maar net so. Dan sal iemand iets sê
en dan gaan die gesprek wirr. En dan raak die gesprek deur mekaar. Sit te wag voor my mond, Here. Gee my 'n kameellip, Here, ek moet nie nou verder praat nie. Nou, be still and know that I'm God. Want jy sien, ek en jy is 'n voertuig van God se genade. Ek en jy is genadedraers. Ek en jy is liefdedraers. Ek en jy is vergifnisdraers. Ek en jy is vryspreekdraers. Ons het baie storieetjies, ons baie kritiek. Dalk net het ons 'n kameelvoorvader of 'n voorbeeld nodig in ons lewe. Om sê wie wat as die wind begin waai, moenie nou jou tande sandblaas nie. Maak toe jou mond. Maak toe jou mond, want daar gaan 'n gemors uit jou mond uitkom. Laaste ene, ek en jy het 'n verstand. Oh man. Ek doen 'n gesprek op die radio. Hallo. Kom ons verduidelik gou die radio ding. Julle die van julle wat nie weet nie. God het vir ons 'n deur oopgemaak om op 'n plaaslike Christenstasie Oasis FM 'n program aan te bied as 'n vrywilliger. En ek praat daaroor geestelike volwassenheid of volwassenheid in elke dimensie van die lewe vir mense, kinders wat hulle ouerhuis verlaat. Want God sê, onder andere in Efesiërs, man en 'n vrou sal hulle pa en ma verlaat. Hoe werk dit? Wanneer werk dit? Ek en jy se verantwoordelikheid om ons kinders groot te maak in die weë van die Here sluit in 'n geestelike volwassenheid, maar ook 'n intellektuele volwassenheid, 'n sosiale volwassenheid, 'n emosionele volwassenheid. Hoe werk dit? Gebruik jou verstand. Kry 'n konsep, kry 'n persepsie van wat wil die Here hê moet jy doen? Wat is aanvaarbaar in jou gemeenskap, in jou kultuur? Hoe doen 'n mens hierdie goed? Gebruik net jou verstand. Nou my pa het altyd gesê gebruik jou kop. Dis hoekom ek so baie gate op my kop, ek kap hom so. Dis nie wat die Here bedoel nie. God gee vir jou verstand sodat jy nie net kennis kan hê nie, maar die wysheid kan hê om die kennis toe te pas. 1 Petrus 1. Wees daarom verstandelik wakker en nugter, vestig julle hoop volkome op die genade wat julle sal deel word by die wederkoms van Christus Jesus. Paulus skryf en hy sê vernuwe jou denke. Ek en jy het 'n verstand. Dit is wat ons onderskei van die res van die skepping. God het die skepping uniek gemaak. God het die kamele gemaak om so te werk en so te, dit's amazing. Maar God het vir jou verstand te gee om te sê, weet jy, besef jy, het jy die insig, het jy die kennis om te weet, jy het die gees van God nodig, jy het wedergeboorte nodig. Jy het nie net 'n verstandelike vermoë nodig nie. Want jy kan, dink ek, vir 'n kameel ook triks leer. As daai Mohammedaan daar kom en hy maak dan gaan lê die kameel, dan klim jy op en dan staan dan hulle leer hulle triks. Ek en jy as God se kinders moenie triks leer nie. Ons moet leer om ons verstand te gebruik om te luister na die inspraak van die Gees van die Here in jou hart sodat ons wyse besluite kan neem sodat ons sy verteenwoordiger kan wees soos wat hy dit bedoel het. Dis eintlik so maklik, selfs ek kan dit verstaan, maar dis net nie maklik om dit te leef nie, want ek en jy is nie noodwendig tevrede met wie jy is in Christus Jesus nie. Ek en jy is nie tevrede met die pakkie waarin ons gekom het nie. Want jy sien, party kamele weeg 400 kg, ander weeg 600 kg. As ek net kan 600 kg weeg, dan gaan ek the man of power for the hour. Nee man. Weet jy wie jy is in Christus? Jy daar aanlyn vanmôre? Weet jy, hoe lyk jy in Christus Jesus? Galasiërs 6.
Laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Jy sien, oor min is jy getrou, oor veel is God jou aanstel. Daar's 'n ding soos rentmeesterskap. Met alles wat die Here vir jou gee, van jou huis tot geld, tot jou kar, tot jou liggaam, tot name it. Jou kinders, jou familie, jou verantwoordelikheid, jou werk, jou alles. In Christus Jesus is jy meer as 'n oorwinnaar. Maar ons is nie tevrede nie. Ons is nie tevrede nie, want ons doen nou hierdie werk, ja, maar as ek net kan. Ons is die heeltyd besig om voort te buur, en ons moet drome hê, ons mag drome hê. Ons mag ideale hê, ons mag sukses najag, maar hoe lyk sukses? Sukses is om God se wil vir jou lewe te ken en dit te doen. Dis sukses. As ons begin met ons hande so leef, ontvang en gee, dan gaan jy begin tevrede wees met dit wie jy is in Christus. Romeine 8:37. In al hierdie dinge, watter dinge? In al hierdie dinge. Alles. Nie net hier en daar nie, jy het nie net spykers aan jou voete om vinnig te kan hardloop nie. In al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig. Geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige, toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Jy sien, as 'n ou kameelerig wil wees, nê, dan groei jy lang bene, dat jy kan wegbly van die hutte af. Ek hou nie van konfrontasie nie. Ons moet lang bene, ons loop so bo oor almal. Ons hoef nie daar te wees. Ons het 'n pels aan. Ek kan my eie liggaamtemperatuur bestuur. My bloed is so saamgestel dat ek kan besluit of ek wil warm of koud kry. Ek en jy kan maak wat ons lus is, want ons het 'n hobbel en 'n knobbel op ons rug. Party het 'n double cap, party kan ver loop, party kan bietjie loop, maar nee, ek en jy kom op 'n punt waar die Here vir jou sê, weet wat? Jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Is ons kamele? Ja. Is jy 'n fisiese kameel? Nee. Is jy 'n toonbeeld van 'n kameel? Tot 'n mate. Maar is jy 'n beelddraer van Christus? Verseker, totaal. Kom ek en jy loop vandag hier uit, in die woestyn in, en ons sê, Here, help my om my oë te rig, as die sand te veel waai, dat ek net kan, help my om my mond toe te maak, help my om my hart te bewaar, help my om my hande aan te wend tot eer van U naam, geef my voete van bereidwilligheid, dat ons kan gaan. Want God wil sê, die wêreld daar buite het nodig om te weet, die koning het gekom. Jesus is gebore. Ek en jy vat goud, wierook en mirre na 'n stikkende, gebroke wêreld daar buite. Mag dit vir jou waar word. As jy daar onder in die Gama straat daai kameel gaan kyk vanmiddag, moenie te naby gaan hy spoeg, hoor. Hy maak so lama. Hulle maak so stink. Ek en jy moenie op mense spoeg nie. Ek en jy moet dit gebruik wat God vir jou gegee het om sy liefde uit te leef. Kom ons bid. Vader, dankie dat ons vandag net kan beleef uit die skepping, uit U woord, dat U vir ons elkeen uniek gemaak het, Here. U wys vir my daai liedjie van eendag lank gelede van Caravans, van die kamele wat net so honkeponk, ongemaklik deur die hitte net voortgaan.
En dan besef ek net, Here, hoe maklik raak ons moeg. Hoe maklik raak ons hompe uitgeput. Ons het nie meer vet om energie uit te trek nie. Maar dan weet ons ook, Here, dis juis waar U ons wil hê, want U sê, wanneer ons swak is U wat in ons is sterk. In U en deur U is ons meer as oorwinnaars. Here, dankie. Dankie dat ons nie met wanpersepsies en wanvoorstelle deur die lewe hoef te gaan nie. Dankie vir oorwinning. Dankie vir U oorwinning. Dankie vir U liefde. Dankie dat ons dit kan gaan uitleef en ons kom vanmôre, Here, en ons sê, Vader, ons ontvang, maar ons gee ook uit. Ons wil 'n voertuig wees, ons wil 'n kanaal wees van U liefde, van U genade. Ons eer U, ons dankie in Jesus se naam. Amen. Amen. So loop hy, meneer, mevrou, moenie 'n kameel wees nie, dis 'n baie unieke ding, maar wees 'n kind van God. Kom ons gaan leef so. Dis my oulik. Dis my mooi. Kom ons ontvang, kom ons gee uit dit wat God vir jou gee. Ons gaan luister na 'n liedjie wat sê alles is moontlik. Want ons is mos nou geneig om te sê, ja, maar jy ken nou nie my storie. Ek het nou eintlik nogal quite 'n unieke uitdaging. Jesus sê, die woord sê, God sê, in alles is jy meer as 'n oorwinnaar. Kom ons luister saam. Ons groet jou aanlyn. Vrede, mooi gaan, geniet dit. Blessings.